Goeienaand konspaarders. Baie welkom by nog 'n donderdag by die Huis van Wonderwerke. Lekker lanklaas met julle kan praat. Vanaand doen jy my opskrifsie. Jy seker gewonder. Ja, vir wat? Ja, hoekom? Wat kan aan pastoor? Ja, is die opskrif. Nou, soos julle weet, ek is 'n prentjiemens. En my verhaal begin in Lukas 1, waar het gaan oor die maagd Maria. Sy was verloof aan Josef. En alles was gereël. Soos in die Judaanse tyd. Soos die bruiloft in Galilea gereël was. En Josef het 10 'n woning gaan voorberei vir sy bruid. Die gastelyste was opgetrek. Al die uitnodiging is uit en al die hares, beepies is terug. En net die beste vir 'n skoon, rein bruid vir Josef. Soos dit van hulle verlang was. En hier kom die engel Gabriel, wat deur God gestuur is, na Nasaret toe. En hy gaan en hy sê vir Maria, Maria, ek weet jy is verlof. Maar moenie vrees nie. Jy het genade by God gevind. Jy sal swanger word en 'n seun baar. En jy moet hom Jesus. Hy sal groot wees. Hy sal die seun van die Allerhoogste genoem word. En aan sy koninkryk is daar geen einde nie. Sekerlik moes Maria in haarself gedink het. Wauw, dis half onmoontlik, ek is 'n maagd. Nee, en wat gaan my ma sê? Wat gaan my pa sê? En die fariseërs en die familie en die gaste wat genooi is. En die ons raad sê. Dis was iets verskriklik. Maar sy kom in Lukas 1 vers 38 en sê, hier is die diensmaagd van die Here. Laat het met my gaan, volgens die woord. Sekerlik het sy gesê, ek sal op God vertrou, want my God kan nie 'n fout maak. En sy ja gesê. Kan jy dink, die skok van Josef toe sy vir hom sê, Josef, jy gaan nie met glo nie, maar ek is swanger. Hy mens ook nooit met Maria. En ek dink die skok in hom was so groot. Maar oomblik het ek gedink, wat gaan sy vir hom sê? Wat kan die Joodse raad met Maria doen? Maar wauw, die woord so mooi. Hy sê in Markus 1 vers 19, hy sê, en Josef, omdat hy regverdig was, en onbelang, om haar te openbaar, om vir almal te sê, sy is swanger. En hy voorgeneem, om in die geheim van haar te skei. Ek dink hy het seker gesê, ek gaan brood en melk koop, maar gaan nooit weer terugkom. En wat gaan my familie sê? Wat gaan hulle van my dink? Nee, hy gaan sommer net disappeer. En ek dink, terwyl hy so met sy kop gaan worstel het, en dan in slaap geraak, die engel het aan hom verskyn. En hy het vir hom gesê, Josef, dis wat met Maria gaan gebeur. En weet jy wat? Daar gaan 'n seun gebore. En hy gee my opdrag en sê, en jy moet hom Jesus. Want dit is hy wat die volk van al hulle sondes gaan kom verlos. Immanuel, God met ons. En daar die oggend, die Josef wakker word. Sê die woord in vers 25, hy sê, en
Hy het ja gesê. Ja, ek sal die Vader. Ja, ek sal met haar trou. Baie keer wonder ek, wat sou gebeur as hulle nie ja gesê? Wat sou van ons geword? Nog 'n sondevloed. Nog 'n Sodom en Gomorra. Nog 'n gedagte by God dat hy spyt is. Hy het die mens gemaak. Jy sien, nou twee. Het ja gesê. Ja, ons sal dit doen. Ten spyte wat die mense gaan sê. Ten spyte wat die mense se indruk is. Ons gaan God gelukkig maak. En ja, dan kom Jesaja 9 vers 5. En hy noem daai seun wat gebore gaan word. Wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. En hy word gebore. Hierdie seentjie word gebore. Vir jou en vir my. En hy verskyn in God se verlossingsplan. Wow, om met die twee jagers. Maar as jy waar die storie stop. Jesus kom en hy leer ons al hierdie dinge wat hy doen. Hy onderrig ons in die lering van die voor. In hierdie nuwe koninkryksplan wat God vir ons het. Die wat hy sy kinders noem. Ewige lewe. Wow, hy doen wonders en al hierdie awesome dade op aarde. Sodat ek en jy hieruit kan streef en leef na heiligmaking. Dat ons kan weet, dis kan weet, wat lê vir ons voor. Dan kom daai verskriklike nag in Getsemane. Ja, die nag voor hom gevang. En Jesus is op sy knieën voor sy Vader. En hy het so gaan bid, dat die soet en bloeddruppels verander. Nou kom in Lukas 22:42 en hy sê, Vader, as hy tog maar nie hierdie beker van my wil weg. Maar nie my wil. Maar nie. En Jesus sê ook ja. Ons het 'n ja gekry. Vanaand wil ek vir jou kom bemoedig. En vir jou sê, maak nie saak wat die struikelblokke in jou pad is. Maak nie saak wat se pressure en allerlei familie en vriende en dinge op jou is. Jy wil ja sê. Maak 'n keuse. Dink aan Maria, dink aan Josef, dink aan Jesus. Ja gesê. My en jou. Wat is daar? Al wat jy moet doen. Sê ja, begin by my. Daai pad is net 'n keuse wat jy kan. So vanaand, ek vir jou sê, jou hart vir Jesus. Sê ja, dra hom op en vra hom vergifnis aan jou foute. Eer hom vir alles wat hy vir jou doen. Wanneer hy jou roep, sê net ja. Here sê ja. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n voorreg vanaand om te vier. As ons ja sê, het jy vir ons ook. Die gedagte aangaande ons is voorspoed, Vader, nie teëspoed. Here, baie dankie vir vanaand se woord. Mag elkeen wat vanaand hierna luister, opgewonde wees, Here. En ja, sê Here. Vir dit, dat ons vir U kan. Sodat ons mense kan bemoedig. Mense kan stig. Mense kan optel, Here. En net te kan sê, Jesus
het jou lief. Vanaand verstaan ek wat liefde is. Want jy sê liefde gee. Dis Johannes 3 vers 16. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige seun gegee. 'n liefde Vader, wil ek vanaand sê, aan elke wander vanaand, mag elkeen sien, wat hierna luister, en ons Here, kosbare, heilige naam. Amen. Tot ons mekaar weer sien. Shalom en ja.